Baie dankie dat ons net hierdie voorreg het, Here, soos wat U reeds 2000 jaar terug U grootste liefde aan die mensdom kom bewys het. Vader, kan ons net vanoggend opnuut, terwyl ons so aanbid, terwyl ons U naam groot maak, kan ons net ons liefde aan U ook bewys en vir U kom sê, Here, baie dankie dat ons name in die boek van die lewe geskryf is. Dankie dat die Bybel sê U het ons ver gaan haal, Here. Toe ons nog sonder was, het U ons uit die modderige put uit gaan haal, uit die diep slyk het U ons uitgehaal, het ons op 'n ewige rots geplaas, en ons dankie daarvoor, word verheerlik vanoggend. Vader, laat U soete naam altyd groot gemaak word in hierdie gemeente. Here, maak ons minder vanoggend, laat U meer kan word, laat U wil geskied dag na dag in ons lewens, in U gemeente wat U met U eie bloed gekoop het. Dankie vir hierdie voorreg om hier te wees. Word verheerlik nou, Vader, seën U woord wat uitgaan, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, U kan die sitplekke neem. Ons gaan vanoggend die tweede diens in die reeks van om gehoorsaam te wees. Ek besef net, terwyl ek so voorberei, toe besef ek net, weet julle, ons het dag na dag, ons het GPS locations wat ons lei na sekere plekke toe, ons het rigtingaanwysers ons hele lewe lank wat ons lei. En weet julle, so besef ek net, God se woord is ons rigtingaanwyser in die pad elke dag wat ek en jy volg. Die stap wat jy vorentoe moet neem. Daar het Martin vanoggend getuig, terwyl Liesel gery het, skielik toe gebeur daar goed, maar dankie Here, hy het daar beskerm, en ons bely nie verniet God se woord oor ons lewens elke Sondag en elke dag nie. Ons sê, Here, dis U woord wat ons dra. Maar weet julle wat, soos wat ons GPS het, rigtingaanwysers, padkaarte, wat ons na sekere destinasies toe lei, so het ons God se woord, wat ons moet gehoorsaam wees. Ek onthou, ek het so, jare terug het ek so 'n TomTom GPS gehad, en die ouetjie het nogal 'n parmantige streek in hom gehad. Hy het nogal so half komies gewees. As ek nou maak of ek wil verby ry, dan skree hy, turn now, do it now, en dan skrik ek as hierdie GPS, maar dan, dit was my so lekker om hierdie GPS te terg. En weet julle, dan sê hy vir my, you are now entering the highway, I hope you've got money, because there's a toll road, but I'm broke, so I hope you've got money. So hierdie ding was vreeslik, komies gewees ook, maar ek besef, al was hy vir my hoe komies, as ek nie na sy instruksies geluister het nie, het ek nie by my destinasie uitgekom nie. En weet jy, soos dit met God se woord, hy gee vir ons instruksies elke dag. Hy lei ons elke dag op hierdie pad wat ek en jy moet volg. Maar hoeveel keer in ons lewens, dan maak ons ore toe vir die instruksies, ons maak ons ore oop vir die wêreldse goed, ons luister na die goed wat nie vir ons van toepassing is op daai oomblik nie, dan ry ons van die pad af, of goed gebeur in ons lewens, en dan wonder ons, Here, hoekom gaan verkeerd? Ek ry gister hier by die kerk, eergister, en ek het 'n strokie van spaar wat op my sitplek lê. En die volgende oomblik is die strokie weg. En wat doen ek? Ek soek die strokie en ek's amper van die pad af. En ek besef, is dit nie met ons almal so nie? Die duiwel kom en dan, hy vat net vir 'n oomblik jou visie weg. Hy vat net vir 'n oomblik jou aandag weg. En dan wil hy ons van die pad af vat. Hy wil ons ontspoor. En kom ons gaan terug na 1 Samuel 15 vers 2. En dit is waar Saul, onthou julle, ek het verlede week oor dit gepraat, baie meer oor Saul. Ons gaan bietjie vanoggend so vinnig oor Saul praat, maar ons gaan meer oor Jona praat vandag. Saul het nie na die Here sê vir hom, tref hierdie volk, Arameërs, tref hulle met die bandvloek, maak almal dood. Saul luister nie. En ons lees in 1 Samuel 15 vers 2, daarom sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer, om te luister, beter as die vet van ramme. God kom by Saul. Hy gee vir hom 'n duidelike opdrag. Weet jy, God kom by my en jou, die dag as ons harte vir die Here gee, dan gee God ons 'n duidelike opdrag. Hy sê, bekeer jou, doop jou en laat jou leer. Jy sien, baie mense bly by die bekering stil staan. Hulle bekeer hulle, of miskien gaan hy oor na die doop toe, maar daarna
dan wil hy homself nie laat onderrig nie, want sy eie persoonlike belange is meer belangrik as wat God se woord sê. En hier sê hy, gehoorsaamheid. Wat was die opdrag wat die Here vir Saul gegee het? Hy sê in 1 Samuel 15 vers 1. En hy praat duidelik. Hy sê vir Saul duidelik, hier is die opdrag. Toe sê Samuel vir Saul, die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk. Hy wil teen my sussie, wie het my en jou gesalf? Wie het my en jou uit die putte uit gaan haal? Wie het my en jou toe ons ver van hom af weg was? Julle weet ons sê altyd die Here sal hom vind. Of hy sal die Here vind. Die Here was nooit weg nie. Ek en jy is weg. God het my en jou gevind. Toe ons weg was, het hy ons gaan haal, het hy ons ingebring, het hy gesê ek is lief vir jou. Hy sê vir Samuel, sê vir hom, ek het jou gesalf as die koning. My broer en my sussie, God het my en jou gesalf. Sê maar amen. Sê maar amen as jy saamstem. God het ons gesalf. Hy sê, luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. Wat vra God vir ons anders? Niks anders as om gehoorsaam te wees aan sy woord nie. Hy sê vir Saul, ek het jou gesalf, luister. En dan sê hy in vers 3, gaan nou en verslaan Amalek. En julle moet met die bandvloek tref, alles wat hy het. En jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet hom om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Hier kom die Here en die Here sê, gaan hierdie volk uitwis. Hoekom? Want toe hulle uit Egipte uitgekom het, weet julle, was die eerste volk wat die Egiptenaars verpes het. Wat teen die die Jode verpes het, wat teen die Israeliete gestaan het in die woestyn. Dis hulle wat die Israeliete gehaat het. Hulle wat die Israeliete doodmaak. En God sê vir Saul 'n belangrike ding, maak alles dood. Hoekom? As jy gaan kyk net na hierdie gedeelte is Dawid gesalf vir koning. Maar hoeveel probleme het Dawid met hulle gehad? Hoeveel probleme? God weet wat hy vir jou iets sê. En toe kom die Here by Jona. En sommer vroeg in Jona, in die eerste vers al in Jona 1 vers 3, Jona 1 vers 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Jy sien, die Here sê vir Jona, gaan waarsku hom. Gaan waarsku hierdie groot stad. En Jona, hy hou nie van hulle nie. Hy like hulle niks nie. Hy sê, Here, ek wil nie gaan nie. Want dis nie wat ek wil hê nie, want hy weet, ons gaan hulle nou sien. Hy weet God is 'n barmhartige, genadige God. En hy wil nie, want hy weet as hulle gaan waarsku en hulle luister, gaan hulle dalk bekeer. Maar wat wil Jona hê? Hy soek vergelding. Is dit nie met jy my en jou ook baie keer so nie? Ons sien iemand, dan het hy geval. Hy het seer gekry. Iets het met hom langs die pad gebeur. En dan sê ons, lekker. Geweet, sy dag gaan kom. Wat hy gesaai het ons nou gemaai. Ons doen dit almal. En Jona sê, nee Here, ek gaan hulle nie waarsku nie. Want as hulle klaar gewaarsku het en hulle luister, gaan U hulle help. En Jona volg sy eie pad. Hy kies om teen die woord van die Here te gaan. Hoeveel keer kies ons vandag? God se woord sê so, maar ek en jy maak so. God se woord sê moenie, maar ek sê moet. God se woord sê jy mag nie, maar ek sê ek mag. Want hoekom? Dit gaan oor my eie persoonlike vendetta of my eie persoonlike lewe wat ek graag wil gedoen hê. En dis nie wat God wil hê nie. En Jona het 'n illusie. Hy lewe in 'n illusie van ongehoorsaamheid. Hy besluit, Here, ek gaan nie gehoorsaam wees nie. Ek gaan U mos nou wys. Ek gaan nie doen wat U vir my sê nie. En dan lees ons in Jona 1 vers 3. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jaffo afgegaan en 'n skip gevind, wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim, om saam met hulle na Tarsus te vaar, van die aangesig van die Here af. Weet jy, ongehoorsaamheid sal jou altyd 'n prys kos. Ongehoorsaamheid kos jou altyd iets. Hy het die reisgeld betaal. Weet jy, toe ek het lees, hy het die reisgeld betaal. Weet jy hoe baie keer betaal ek en jy die reisgeld vir iets? Dan kos dit ons iets. Maar wanneer ons daai iets gekos het, dan kom die Here en hy sê vir ons, wow, dis verkeerd, draai om.
dan draai ons nie om nie. Of ons luister en ons draai om. Maar Jona het nie geluister nie, hy het die reisgeld betaal. Hoeveel reisgeld het ek en jou betaal? Vir verkeerde besluite, wat ons God nie geken het nie. Vir goed wat ons gedoen het, wat ons nie vir die Here gevra het. Here, is dit u plan nie? En wat doen Jona? Hy betaal eers die reisgeld. En toe klim hy saam met hulle in die skip. En daar gaan hy. Jy sien die reisgeld wat ek en jy betaal vir ongehoorsaamheid, gaan jou iewers vorentoe dalk jou lewe kos. Of dit gaan jou dalk jou destinasie kos. Jona, of het met hom gelukkig. Ons gaan nou die verskil sien. Wat was die verskil tussen Jona en Josua? En Saul. Daar's 'n bietjie 'n verskil gewees. Die een het geluister en die ander een het nie geluister nie. Wat is die gevolge van ongehoorsaamheid? Jona luister nie. Hy besluit, ek vaar af na Jaffa toe. Plaks van na Nineve toe gaan hy Tarsus toe. En daar kom 'n storm. En dankie Here. Party mense ontmoet die Here in die storm, of party mense gaan die storm verby, dan lê hulle verpletter na die storm, maar hulle kom nie tot inkeer nie. Dankie Here, toe Jona in hierdie storm kom, toe besef hy, Here, nou het my ongehoorsaamheid vir my moeilikheid gebring. Nou het ek 'n probleem, want nou is ek in hierdie storm, nou gaan ek dit nie maak nie. En dan lees ons in Jona 1 vers 4, maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot stem op die see, 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar gebring, om skipbreuk te lei. Weet jy, baie keer bring die Here storms, nie om jou te verongeluk nie, maar om jou tot werklikheid te ruk. Nie om jou seer te maak nie, maar om jou te red. Nie om toe te laat dat jy ondergaan nie, maar dat jy oor oopgaan. Laat jy luister, dat jy die plan van die Here begin navolg, dat jy begin sê, Here, ek is nou op hierdie verkeerde pad, maar prys die Here as dit nie vir daai storm was nie. Ek dink as ons hier vir elkeen moet vra om te kom getuig, sal ons almal getuig en sê, ek het al storms in my lewe gehad, maar dankie Here, die storm het my by die Here uitgebring. Of hy bring jou by die Here uit, of jy draai teen die Here. Of jy volg hom wat hy sê, of jy gaan teen sy woord. Die keuse is altyd onsin. Is altyd onsin. Wat doen Josua? Kan jy sê, Here, as ek in 'n storm kom, raak ek gehoorsaam, raak ek ongehoorsaam? Hoe lyk jou gehoorsaamheid in die storm? Kyk wat gebeur met Jona in die storm. In Jona 1 vers 17. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona aan te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep. Hy het my verhoor uit die binneste van die doodryk, het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. Toe my siel my versmag het, het ek aan die Here gedink en my gebed het tot by u gekom in u heilige tempel. Ek daarenteen, vers 9, sal aan u offer met 'n stem wat het ek so lelik hier geskryf. Met 'n stem van lof, wat ek beloof het, sal ek betaal. Sien Jona besef, nou het ek moeilikheid. En hoe baie keer is ons in 'n storm is, dan hoor ons skielik die stem van die Here. Maar as God nie 'n genadige God nie, in jou storm ontmoet hy jou. In jou storm, as jy gaan kyk hoe Jona gebid het, hy het met erns gebid. Hy het gesê, my siel het aan my verkleef geraak. Met ander woorde, ek was op die einde gewees. Ek het gedink, ek gaan dit nie maak nie. Maar dankie Here, wie het hom in hy storm gebring? Wie het hom in hy vis laat eindig? Sy eie keuse, sy ongehoorsaamheid. Maar prys die Here, al is ek en jy ongehoorsaam, God bly getrou. Hoekom? Want hy het jou lief. Dis hoekom Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld, het hy my en jou gehad, dat hy Jesus gestuur het, dat ons nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As jy verlore gaan, is jou eie keuse. Amen. God vat niemand hel toe nie. Jou eie keuse bepaal waar jy eindig. Dis nie die Here nie. Jona was op pad met moeilikheid in sy lewe. Hy was binne in daai vis, hy kon net so wel versmoor het.
Ek wonder hoe dit in daai vis gelyk, want julle verlede week ons bietjie gepraat oor die gras en die goed was so om hom gewees. Partykeer spin die duiwel ons so toe met die wêreld se goed. Laat ons sien nie meer rigting nie, maar prys die Here, al is jy vandag op 'n slegte plek. Al is jy vandag op 'n plek waar jy sê, Here, help my. Wat het Jona gesê? God het my stem gehoor in die ingewande van die vis. Op jou verkeerde pad nou. Miskien weet mense nie eens op wat se pad jy is nie, maar God weet dit. Al wat hy jou nou vra, roep uit. Sê, Here, hier's ek. Help my, ek wil terugkeer. Here, ek wil doen wat U vir my sê om te doen. Wat doen Jona? Jona kom. Hy trou, hy berou, hy het opregte berou. Saul het nie opregte berou nie. Weet jy, as jy nie opreg berou voor die Here nie, kan hy jou nie help nie. Jy kan nie die hele tyd net blameshift doen nie. Sê, Here, maar weet jy, ek sit hier, want daai ene dit en dit, dis wat Saul gedoen het. Ons gaan nou sien, maar nie Jona nie. Jona het opregte berou gehad. En dis wat die verskil in ons lewens maak vandag. As jy opregte berou het, het God saam met jou berou. Hy help jou. Hy help jou. Hy wil nie ons moet verlore gaan nie. 1 Samuel 15 vers 19. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie en op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel. Hoor jy wat sê hy? Ek het na die stem van die Here geluister. Ek het gegaan op die pad wat die Here my gestuur het. En Agag, die koning van Amalek gebring. Maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Maar die manskappe, jy sien, daar begin die eerste blameshift. Hy kom eers met 'n halwe waarheid. Hy sê, ek het gedoen wat die Here gesê het, ek het gegaan. Ek het hulle met die banvloek getref, maar onthou julle verlede week? Hulle het die beste Kammersdag gehou vir die Here. Die manskappe het dit vir hulle eie gewin gehou. Ek dink Saul wil hulle nie gelukkig gemaak het. Hy wou net gesê het, weet julle manne, solank ek net die eer kry by julle, is ek okay. Solank julle my net oplig, is ek okay. Dis nie wat God gesê het nie. God het nie vir hom gesê, spaar Agag nie. God het gesê, tref almal met die banvloek. Maak almal dood. En wat sê Saul? Maar die manskappe, ek het nie standpunt ingeneem nie. Ek was die leier van hierdie groep gewees, maar ek het nie standpunt ingeneem nie. En hy beskuldig die manskappe, alhoewel hy verantwoordelik was. God het vir wie God die opdrag gegee? Vir hom. Jy moet gaan, jy moet doen. Maar hy doen blameshift. Hy sê, dis nie ek nie, dis die manskappe. Hy sê, maar die manskappe het van die byt, die kleinvee en die beste geneem. En die hele, en die beste van die ban geneem en die beste van die banvloed, om aan die Here, u God, in Gilgal te offer. Jy sien, en dis waar die Here vir Samuel gesê het. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Sien, Saul wil hierdie offers, en die Here sê nie van bring 'n offer nie, die Here sê doen wat ek my pligte voer uit, maar hy sê nee Here, 'n offer is vir u belangriker. Baie keer wil ons verkeerde goed doen, en as die nagevolge kom, dan wil ons 'n offer bring. Dan wil ons nou regmaak met 'n offer voor die Here. Dis nie hoe dit werk nie. Jy moes in die eerste plek gehoorsaam gewees het. Ongelukkig, baie keer ons ongehoorsaamheid kos ons iets. Dit kan jou dalk jou lewe kos, dankie Here. Dit het nie Saul sy lewe op daai stadium gekos nie, maar dit het hom sy koningskap gekos. Dit het gemaak dat sy hele nageslag verwerp was. En weet jy wat was hartseer? Daai jaar was 'n profeet baie belangrik. Baie belangrik. En die Bybel sê, en Samuel het nooit weer die aangesig van Saul gesien. So Saul kon hom nooit weer kom vra uit verraad nie. Saul kon hom nooit weer kom gesê het, Samuel, kan jy my help, ek het verkeerd gemaak nie. Saul het berou gehad, maar hy het nie opregte berou gehad nie. Maar as jy en ek opregte berou het, dan help die Here jou. Vers 22, 1 Samuel 15 vers 22, daarom sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme, want wat is wederstrewigheid? Hoor wat sê hy? Hy sê, want wederstrewigheid, met ander woorde om nie God se woord te volg nie, om nie te luister nie, om jou eie ding te doen, om te sê, Here, dit gaan oor my en nie oor u roeping in my lewe nie. Hy sê, want wederstrewigheid is sonde van waarsêery. En nou, as jy nie God se woord volg nie, jy's wederstrewig teen sy woord, wat sê hy? Jy's besig met waarsêery. Pasop, dat ons hierdie woord van God nie minag nie. Kom ons bly by sy woord. En eie sinnigheid
Jy weet mos hoe lyk eie sinnigheid. Dis 'n ou wat hy weet altyd alles. Hy het al die antwoorde, jy kan hom niks leer nie. As jy met hom praat, dan hou jy hom slim. Dis 'n ou wat eie sinnig is. Hy sê, eie sinnigheid is afgodediens, is afgodery en beeldediens. Wie van ons wil graag 'n afgod hê? Jy is jou eie afgod. Jy word 'n afgod vir God, oor jy jouself eintlik eer, bo God se woord. Kom ons vra die Here, Here gee ons genade, dat ons terugkeer. Toe sê Saul vir Samuel, vers 24, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en die woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manne en het na hulle geluister. Na wie luister jy? Na jou pa, jou ma, jou kerk, na wat die pastoor sê, of luister na wat die pastoor sê wat in God se woord staan? Jy kan nie na my luister, boetie, my sussie, as dit nie in God se woord staan nie. Jy kan nie iemand volg wat 'n vals prediker is nie. Ons moet luister na sy stem. Dit wat hy vir jou op jou hart lê om te doen, dis waarna ons moet luister. Toe Samuel hom omdraai om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeer. Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie. Hoekom? Hy het eerste plek God verwerp. Toe verwerp hy die profeet wat met hom kom praat, toe kom verwerp hy God se woord direk. En hy skeer nog die slip van Samuel se soem af wat jy nie mag doen. Pas op, ons wat kinders van die Here is. Pas op ons mekaar hanteer. Ons is heilig, weet jy dit? Die pastoor, omdat hy hier voor staan, is nie meer heilig as jy nie, my boetie, my sussie. Ons almal is gered met Jesus se bloed. Ons almal is heilig voor God. Ons is belangrik vir hom. Hy het ons lief. Hy wil nie ons moet verlore gaan nie. Wat was die verskil tussen Saul en Jona? Kom ons kyk na Jona se berou. Jona se berou. Jona 2 vers 7. Toe my siel in my versmag het ek aan die Here gedink en my gebed het tot by U gekom in U heilige tempel. Jy sien, Jona besef, Here, ek het moeilikheid, ek het verkeerd, ek wil weghardloop, ek wil my eie ding gaan doen, en die Here laat hom aan hy vis beland, en toe sy siel in hom versmag, toe roep hy uit en hy sê, Here, help my. Ek bid so dat die Here ons help, en vir my, as ek op 'n verkeerde pad is, dat God met my praat, en wanneer hy met my en jou praat, dat ons luister, laat ons sê, Here, help ons, dat ons terugkeer, in dit waarvoor U ons geroep het. En dan sê hy, die wat nietige afgode vereer, verlaat die een, wat vir hulle goedertieren is. Dis die man wat nie hierdie volk wou spaar nie. Dis die man wat gesê het, Here, gaan hulle nie waarsku nie. En skielik, in sy nood, maak hy sy hart skoon. Die Here red sy hart. En die Here verander sy hart. En toe roep hy, toe sy woorde bietjie ek. En dan sê, ek daarenteen sal aan U offer met 'n stem van lof. Dis die ou wat weggehardloop het. Dis die ou wat onder in die skip gaan wegkruip het. Dis die ou wat oorboord gegooi moet word. Kyk hoe vinnig verander sy woorde. Maar prys die Here, my boetie, my sussie. As jy op 'n laagtepunt is, as jy 'n fout gemaak het, weet jy, God draai nie sy rug op jou nie. Hy help jou. Hy help jou, maar jy moet berou hê. Wat ek beloof, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. My en jou gehoorsaamheid. Jonas se gehoorsaamheid, wat het dit gedoen? Dit het 'n stad van 120,000 mense gespaar. Jou een gehoorsame stap om dalk na 'n ou toe te gaan en dalk met hom te praat oor die Here, of dalk op daai oomblik vir 'n Bybelversie te stuur, of dalk op daai oomblik om net te bemoedig, kan iemand se hele lewe verander. Kan iemand se hele lewe verander. Kom ons kyk. Jona 2 vers 10. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. En Jona het begin met 1 dagreis ver in die stad in te gaan en het gespreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Groot stad, 120,000 mense op daai stadium in daai stad. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep. En groot en klein het met rou gewaad beklee. Hy moet nie my sussie, as mense jou waarsku vandag, wat doen ons? Pastoor, moet my nie veroordeel nie. Pastoor, ek ken nie my hart nie. As die Here met jou praat, as iemand met jou kom praat, luister. Luister. Hierdie stad, dankie Here. Hierdie stad het geluister. Hulle het gedoen. As jy die woord hoor, luister jy of doen jy? Daar's 'n verskil om te luister en om te doen. En God het hulle werke gesien.
dat hulle al bekeer het. Sien, Jona kom tot bekering. 'n hele stad kom tot bekering. Saul kom nie tot bekering nie. God sien jou werke, my broer, my sussie. Hy sien jou hart. Hy sien jou bekering. Dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy hulle sou aandoen. En hy het dit nie gedoen nie. En Jona besef in Jona 4 vers 2, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van genade, van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Wanneer die Here berou oor die onheil? Wanneer jy berou het. Sien, Jona het eers opregte berou gehad. Toe kom hierdie volk en hierdie koning sien dit en hy roep 'n vasdag uit en hierdie hele volk het berou. Ek wil jou vra vandag, kom ons vra die Here. Laat hy ons help om gehoorsaam te wees wanneer hy praat. Kom ons luister na sy stem as hy praat en dan sluit ek af met Romeine 14 vers 17. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink, maar van gehoorsaamheid aan God, vreugde en vrede wat die Heilige Gees ons gee. Waar kom vreugde en vrede vandaan? Wat sê hy? Eerstens gehoorsaamheid aan God en die Heilige Gees. Jy sien baie mense is gehoorsaam aan God, maar hulle doen nie. Ons moet gehoorsaam wees en doen. Ons moet luister, ons moet perform. Ons moet vir die Here vra, Here help ons, Rihanna, julle kan vorentoe kom. Ons moet die Here vra vandag, Here help ons. Help ons om U stem te hoor. Miskien sit jy en jy sê, Here, verlang luister ek nie. Here, verlang hoor ek nie. Miskien is dit jou beurt vandag om te sê, Here, dit is nou tyd om te hoor. Dit is tyd om op te tree. Ons gaan volgende Sondag, gaan ons 'n doopdiens hê. Miskien sê jy, Here, ek is nog nie gedoop nie. Miskien sê Here, ek het gedoop as babatjie, ek is klein, ek onthou dit nie meer nie. Miskien praat die Here, as die Here met jou praat vanoggend, kom volgende Sondag, kom sê Here, ek wil gehoorsaam wees nie aan wat die pastoor sê nie. Ek wil gehoorsaam wees aan U stem, dit wat U vir my sê in jou eie persoonlike lewe. As jy dalk 'n Jona is wat weghardloop van dit waarvoor God jou geroep het, volgens is jou kans om te sê, Here, help my, ek wil net weer terugkom. Ek wil net weer terugkom en gaan doen wat U vir my sê. Wie wil saam met my staan en net sê, pastoor, bid saam met my. Ek sê eers een wat sê, Here, help my. Ek wil elke dag binne in U wil wees. Wanneer ek ongehoorsaam is, partykeer gooi jy my dalk in die vis. Partykeer gebeur dit dalk goed, maar dankie dat U my ore oopmaak. Dankie dat U in my gees werk dat ek luister. Dat ek ag gee op God se woord en doen wat sy woord sê. Wie wil saam met my staan en sê, Here, ons staan net as 'n teken om te sê, Vader, ons bid vir gehoorsaamheid. Ons vra U, maak ons gees meer gehoorsaam. Laat ons meer gehoorsaam wees aan God as aan mense. Vader, baie, baie dankie. Laat ons net vanoggend hierdie voorreg het om te besef, U het ons nog 'n kans gegee. Dalk is nie van ons wat sit soos Jona. Dalk vlug ons van die roeping af. Dalk vlug ons van dit wat U vir ons moet sê. Dalk sit ons hier en ons moet dalk net iemand gaan vergewe. Ons moet dalk net gaan vryspreek. En Here, ons harte het verhard. Vanoggend wil ons onsself bekeer. Ons wil terugkeer na U toe. En vir U sê, Vader, kom help ons. Kom lei ons, kom versterk ons. Wees U ons God van naby. Maak ons ore oop om te luister na die stem van die Here. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. As ons hierdie liedjie gaan sing, as daar iemand is wat gebed nodig het, asseblief kom vorentoe en dan gaan ons saam met jou bid. Baie, baie dankie.